eksponente vereenvoudiging. Dis baie maklik en is baie lekker gratis punte. So 'n sommetjie kan maklik 6 of 7 punte tel, so maak seker jy weet hoe om hierdie gedeelte te doen. Wat lekker is daarvan, as jy by jou reëls hou en jou stappe hou, dan is daar gewoonlik ten minste iets wat 'n mens sal kan doen, en dan is daar nie eintlik rede om punte hier te verloor nie. So dis regtig 'n plek waar mens lekker kan punte bymekaar maak. Okay. So wat ek gaan doen is, ek gaan dit vir julle in 2 verskillende kategorieë opdeel. Dit is bietjie 'n simpel rympie, maar dit help 'n mens om kop te hou, veral wanneer die toets se druk inkom en die juffrou sê 2 minute oor, verstaan, met sulke tipe dinge, dan help dit nogal om net 'n bietjie te kan klassifiseer wanneer om wat te doen. So die eerste manier wat ons eerste metode wat ons oor gaan praat, is die enkelterm. So wat die enkelterm is, dit beteken maar net, dit gaan my oor my grondtalle. My grondtalle word alles met mekaar gemaal. So as jy gaan kyk na hierdie voorbeeldjie, my enkelterm is ietsie soos dit. So dit beteken my grondtal word alles met mekaar gemaal. Dis eintlik maar waar die hele eksponent hoofstuk gaan, is ons kyk wat gebeur met die grondtalle. So daai is 'n voorbeeld van 'n enkelterm. Okay, dan kry ons 'n veelterm. So wat die veelterm doen, is hy lyk net so klein bietjie anderster. So en al wat nou gaan gebeur is my grondtalle word nou met mekaar geplus en geminus. So dit is ietsie soos daai. Daar kan ons sien, my grondtalle word geminus vir mekaar, en ietsie soos hierdie, my grondtalle word geplus en geminus, dan weet ek outomaties, dit is 'n veelterm. Okay, so, die rympie wat ek wil hê wat julle kan gebruik om te help, net om vir jou so 'n bietjie in 'n rigting te gaan sit oor wat se metode om te gebruik. So die eerste een is, as ons nou gaan werk met jou enkelterm, dit beteken al my grondtalle word met mekaar gemaal. So, stupid manier wat jy aan kan dink, dan weet jy ten minste waarheen jy gaan. Kyk, ek wil nie net vir jou wys hoe om 'n som te doen nie, ek wil hê jy moet die som sien, en dan moet jy weet, waarheen gaan 'n mens? Wat is die rigting wat jy in wil dink? So dit is wat hierdie mee help. So wanneer ek sien my enkelterm, en dan sien ek, okay, my grondtalle word gemaal en deel. As jy dink maal, dan dink jy die maats, en die maats gaan almal saam braai, en hulle gaan 'n lang sosatie braai. En dan, die 2's gaan by mekaar braai, die 3's gaan by mekaar braai, en so voorts. Okay, so dis wat ek wil hê wat jy aan moet dink. So jy sien maal en deel, jy dink maats, wat lekker lang sosatie gaan braai, en soort. Okay, gaan nou vir julle verduidelik wat dit beteken. Dan gaan dink ons aan my veelterm. Dit is nou die ouetjies met 'n plus en 'n minus tussen my grondtalle. So as jy hoor plus en minusse, dan dink jy kappels kom by mekaar en hulle breek op. Okay, so dit is plus en minus, goedjies wat by mekaar kom en hulle breek op. Okay, asseblief, kappels breek nie altyd op nie. Ek kon net nie aan 'n beter voorbeeld gedink het nie. En dit werk, dit stiek. Julle onthou dit. So, ons dink kappels breek op. Okay, so jy sien plus en minus, jy dink kappels breek op. So wat jy gaan doen, eerste, is jy dink, alright, dit was, hulle het 'n kappel geword, want hulle het teen iets in gemeen gehad. So dadelik moet jou brein in die rigting dink van, okay, gemeene faktor. Dan, wanneer hulle opbreek, dan is dit asof jy daai persoon net so half uitcancel uit jou lewe uit. Okay, so, dan dink jy uitkanselleer. So jy sien plus en minus, jy dink dadelik algemene faktor, sodat jy iets kan uitkanselleer. Dit is hoe hulle die somme vir julle opstel, dit is redelike foolproof plan, so ek gaan vir julle wys hoe dit werk. Okay, so kom ons begin met ons eerste voorbeeldjie. Eerste voorbeeld lyk so. Okay, kom ons begin eers met daai ene. Okay, so, die eerste voorbeeldjie lyk so. Eerste wat ek gaan doen, is ek gaan klassifiseer hom. So ek gaan kyk altyd eers, okay, my grondtalle kan ek hierso sien, word gemaal en gedeel. So wat ek dan aan gaan dink is my maats, so ek dink aan maats, wat is sosatie wil braai. So eerste wat jy gaan doen, ek het vir julle baie mooi stappe ook hierso neergesit vir 'n enkelterm. Die stappe hierso is, jy gaan skryf die grondtalle as priemfaktore. Hierdie is baie mooi in die opsommings vir julle gegee. So jy gaan skryf jou grondtalle as priemfaktore. Dan sorteer ek elke eksponent by dieselfde grondtal uit en dan gaan jy net vereenvoudig. Dis 3 baie maklike stappe. Jy kan nie regtig verkeerd gaan met dit. Okay, so ons volg my stappe. Ons sien my grondtalle word geplus en minus. Jy kan nie okay.
So, kom ons gaan. Ons sien my grondtalle hier word gemaal en deel, so dadelik weet ek dit is 'n eenterm. So dan gaan dink ek maal en deel, dink ek dadelik, okay, ek dink aan maat, wat is Usati-braai. So my stappe was om te sê ons gaan eers al my grondtalle as priemfaktore skryf. My 2 is klare priemfaktor, so hy tel net daar so uit. So 2 tot die mag 4x plus 1 bly net daar. My 9 kan ek gaan anders skryf as 'n 3 tot die mag 2 tot die mag x. My 6 kan ek gaan skryf as 2 maal met 3. As jy nie seker is hoe om hierdie te skryf nie, dan wat jy gaan doen is jy gaan tik in jou calculator in, sê nou maar jy wil 6 gaan skryf en jy is nou nie seker nie. Dan wat jy doen is jy gaan tik in 6, tik in is gelyk aan, tik shift en dan tik jy fact. Fact, dit is bo die knoppie wat so 3 sulke komma puntjie goedjies lyk. Dit is jou fact knoppie. Okay. So, dis hoe dit werk. So, dan kan ons hom gaan sit ons hom hierso aan die onderkant. My 2 chill nog steeds net so uit. 27 gaan skryf ek is 'n 3 tot die mag 3 en my 3 is net klaar 'n priemfaktor. Okay, so ons geskryf hom daarso op, dis klaar 'n priemgetal. So nou wat jy gaan doen is nou gaan maal ek my hakies in. So ek gaan skryf hom 2 tot die mag 4x plus 1 maal met 'n 3 tot die mag 2x. Onthou, hierdie hele eksponent behoort aan al twee grondtalle. Dis baie belangrik. Jy kan nie besluit die 2 kry, die 2x en die 3 kry die minus 1 nie. Dis nie hoe dit werk nie. So ons gaan sê 2 tot die mag 2x minus 1 maal met 3 tot die mag 2x minus 1. Ons sit hom bo op 'n 2 tot die mag 6x maal met 'n 3 tot die mag 3x maal met 'n 3 tot die mag x. Boom. Okay. So, nou wat ons gedoen het, nou het ek my grondtalle almal dieselfde gemaak. So, ek het hulle in hulle as priemgetalle gaan skryf. Dit was stap 1. Stap 1 het gesê, skryf grondtalle as priemfaktore of priemgetalle. Stap 2, sorteer die eksponente by dieselfde grondtalle. So, dit is nou waar ons kom by die Susati. So, jy dink hier aan 'n Susati, dit sê vir my, al my 2's gaan saambraai, hier is al my 2's, al my 3's gaan saambraai, en dis dan wat jy gaan doen. So ek gaan sien 'n 2, dan skryf ek 'n 4x plus 1. Ek hou daarvan om hulle dood te trek, dan weet ek het hom in berekening gebring. Dan sê ek plus 2x minus 1, dan het ek hom in berekening gebring. En dan hierso, onthou asseblief jou reël. Wanneer ons eksponent van die onderkant aan die bokant van die lyn vat, verander die teken. Dis verskriklik belangrik. So hierdie word dan 'n minus 6x. En dan het ek hom in berekening gebring. Nou gaan werk ons met my 3. Ek werk met my 3, ek het 'n 3 tot die mag 2x. Dan sê ek plus 2x minus 1, dan het ek daai kant in berekening gebring. En dan sê ek minus 3x, want onthou hy gaan nou boontoe, so die teken verander. En dan sê ek minus x, en dan het ek daai alles in berekening gebring. Okay, so dis letterlik al wat jy nodig het om te weet. En dan gaan kyk ons net, ons gaan tel my appels en my pere bymekaar. Hierdie kant het ek 'n 6x minus dit gee vir my 'n 0. Skryf asseblief daai 0, dis belangrik, hulle wil hom hê. Maal met 'n 3 tot die mag. Hierdie enetjie gee vir my 4x, boom, ek kry 'n minus 1 daar. Okay, so vir hierdie enetjie, wat ons gaan doen, is jy gaan vat 45, jy tik hom in jou calculator in, shift fact, sodat jy hom kan in sy priemgetalle skryf, dan skryf ek hom as 'n 3 tot die mag 2 maal met 5, en dit alles tot die mag minus x plus 1. My 5 is klaar 'n priemgetal, so ek los hom as 'n x minus 1, 81 kan ek gaan skryf as 'n 3 tot die mag 4, en dit maal met 'n minus 1. Okay, dan vat ek aan die onderkant van die lyn, my 4 kan ek skryf as 'n 2 tot die mag 2, tot die mag x plus 2, my 36 gaan ek shift fact, dan staan daar 2 tot die mag 2 maal met 3 tot die mag 2, en dit alles tot die mag minus x minus 1. Okay, al wat ek nou gaan doen is, nou gaan maal ek my hakies uit. So ek gaan sê 3 tot die mag, onthou asseblief hierdie 2 gaan maal met hulle al 2, dis baie belangrik. So ons gaan sê 3 tot die mag minus 2x
plus 2, my 5 chill net daar uit, hy het mos nou 'n enetjie, so hy word 5 tot die mag minus x plus 1, moet asseblief nie vergeet om hierdie eksponent met al twee die binne grondtalle te maal nie, dis verskriklik belangrik. Right, dan het ek daai gedoen, dan kom ek by daai 5 tot die mag x minus 1, en dan 3 tot die mag minus 4. Ons gaan sit dit alles bo-op, hierdie kant maal ek, dan kry ek 2 tot die mag 2x plus 4, ek het hom gaan inmaal, maal met 2 tot die mag minus 2x minus 2, onthou asseblief, hy gaan maal met al 2, en my 3 se eksponent gaan maak ook met al 2, so minus 2x minus 2. Ok, dan het ek hulle almal nou as my priemfaktore gaan skryf, en nou gaan bou ek my Sosati, want ek weet dit is my grondtalle, maal en deel alles met mekaar, so ek dink maats, wat 'n lang Sosati gaan braai. Ok, so kom ons werk eers met my 3, boom, ek het 'n 3 daarso, so ek het 'n 3 tot die mag minus 2x plus 2, ek het nog 'n 3 hierso, wat sê minus 4, trek hom dood, en dan aan die onderkant het ek 'n 3, hierdie eksponent se teken verander, want wanneer hy van onder af boontoe kom, verander die teken, so hy word plus 2x plus 2. Boom. Dan gaan sit ek met my 5. Ek het 'n 5 tot die mag minus x plus 1, plus x minus 1. Daar het ek hulle al twee. Nou vat ek hierdie, ek het nie nog 'n 5 nie, so dis dit. Ok, nou gaan werk ek met my 2. Ek hou daarvan om alles bo aan die lyn te gaan vat. So, ek gaan skryf my 2, dis nie my 2 se teken wat verander nie, dis die eksponent se teken wat verander. Dis, ja, maak seker julle weet dit. Ons gaan sê, so wanneer hy van 2x plus 4 word dan minus 2x minus 4, want ek hom in berekening gebring, en dan word hy plus 2x plus 2. En daar is my hele sommetjie. Ok, dan het ek alles nou mooi in berekening gebring. Al wat jy dan doen, is jy gaan tel jou appels en pere bymekaar. Ek kry hom as 3 tot die mag minus 2x plus 2x plus 2, ek kry 'n pragtige 3 tot die mag 0, maal met 'n 5 tot die mag 0, maal met 'n 2 tot die mag minus 2. Ok, en dan so my antwoord is eintlik 1 maal met 1 maal met 1 op 2 tot die mag 2, ek kan nie regtig van 'n negatiewe eksponent nie, so as jy hom met sy mooi in sy vereenvoudigste vorm wil sit, dan is my antwoord net 1 op 4. Ok, right, volgende enetjie. Nou kom ons by my veeltermse voorbeelde. So, kom ons begin gaan met daai. So nou sien ek, ok, ek het hierso my veelterm, want my grondtalle word geplus en minus. So dadelik dink ek, ok, plus en minus beteken kappels wat by mekaar kom en wat opbreek. En hulle het 'n kappel geword, hulle het teen iets in gemeen gehad. So jy dink 'n gemeene faktor en dan gaan jy iets uitkanselleer. So, die stappe vir jou veelterm is jy breek die grondtalle op. Stap 1, ek gaan nou wys hoe mens dit doen. Stap 2, gaan soek jou algemene faktor, en stap 3 gaan kanselleer uit en vereenvoudig. Hierdie is 'n relatiewe foolproof plan vir julle. Ok, so, stap 1. Hulle sê vir my, breek my grondtalle op. Ok, onthou ook wat ek vir jou gesê het. Eksponente beteken niks as ek nie my grondtalle dieselfde het nie. En onthou, jy probeer ook so lank vooruitdink. Jy weet, ek sien 'n plus en 'n minus, dadelik dink ek, ok, ek gaan teen 'n algemene faktor wil uithaal. Met my algemene faktor, met eksponente, my grondtalle gaan dieselfde moet wees, so nie kan ek nie 'n algemene faktor uithaal nie. So ek sien 'n grondtal hierdie kant 'n 3, hierdie kant sien ek 'n 9, so dadelik moet daar 'n klokkie in my kop afgaan, ding ding ding, wat sê, kom ek gaan verander my 9 na iets anders toe. Ok, so kom ons gaan skryf hom bietjie. Ons gaan sit hom dan 'n 3 tot die mag 2 en plus 2. Ek gaan hom nog nie opbreek nie. Ek gaan net eers hom maak dat 'n mens actually met hom kan werk. Ok, so my 9 gaan skryf ek is 'n 3 tot die mag 2 en dit tot die mag en minus 1. Die onderkant is klaar vir my eenvoudig. Ek het 'n 2, ek het 'n 3 tot die mag 2 en plus 1. Al wat ek nou gaan doen is nou gaan maal ek my hakies uit. Dan kry ek 'n 3 tot die mag 2 en plus 2
minus 3 tot die mag, onthou my 2 maal met al 2 daar, so 2n minus 2, en dit alles bo op 2 maal met 3 tot die mag 2n plus 1. Okay. Nou is my grondtalle ten minste al dieselfde. So, jy sien plus en minus, jy dink kappels breek op, en dadelik dink jy, okay, ek weet ek gaan 'n algemene faktor uithaal, en iets gaan uitkanselleer 10 teen 1. En kyk hoe mooi is dit, jy sien sommer hierdie raak. So ek sê, okay, ek sien 'n algemene faktor. Nou moet jy dit net om gaan kry. Okay, so, eerste, stap 1 vir dit was om te sê, kom ons gaan breek my grondtalle op. So, hoe jy hom gaan opbreek, daai ouetjie gaan beskryf ek as 3 tot die mag 2n, maal met 'n 3 tot die mag 2. Want hierdie 2n behoort aan die 3, en die 2 behoort ook aan die 3. Hulle is alles 'n package deal. So, ons breek hom so op. Hierdie enetjie breek ek op as 'n 3 tot die mag 2n, maal met 'n 3, tot die mag minus 2. So dis hoe mens hierdie gedeeltetjie doen. Jy gaan breek hom op. Aan die onderkant gaan ek hom ook opbreek as 'n 3 tot die mag 2n maal met 'n 3 tot die mag 1. Boom, daar is stap 1. Stap 1, breek die grondtalle op. Klaar. Stap 2, gaan soek die algemene faktor. Goeie tip vir jou algemene faktor, dis gewoonlik die dude wat jy nie in jou calculator kan intik nie. Dis die 5 tot die mag z en die 4 tot die mag y en die 3 tot die mag k. Dis daai gedeeltetjies, 10 teen 1. Okay. So al is daar meer as een algemene faktor, probeer altyd eers vir die outjies wat jy nie op jou calculator kan intik nie. Right, so kom ons gaan kyk gou. In hierdie geval sien ek kan nie dit in my calculator intik nie, so ek gaan dit my algemene faktor maak. So 3 tot die mag 2n, so ek haal hom basies uit. So wat dan oorbly is 'n 3 tot die mag 2 minus 3 tot die mag minus 2. As jy nie gemaklik is met 'n algemene faktor nie, gaan kyk die video oor faktorisering, laat jy seker maak jy is reg met dit. Dan sit ons 2 maal met 'n 3 tot die mag 2n maal met 'n 3 tot die mag 1, wat net 3 is. Okay. Nou, ek het vir jou geleer, breek die grondtalle op, klaar. Stap 2, algemene faktor, check. Stap 3, kanselleer uit en vereenvoudig. Ek sê julle, hierdie is 'n foolproof plan. Daar word niks van my goed word nou meer gemaal en geplus en minus nie. Alles word gemaal en deel, selfs hierdie, want onthou dit is 'n hakkie. So hierdie is net een term. Okay. So, oordat dit alles gemaal en deel word, mag ek gaan uitkanselleer en woep, hoe mooi is dit. En dan het ek 'n klomp goed wat ek dit in my calculator kan gaan ingooi. Aan die een kant het ek hierso 3 tot die mag 2 het ek 'n 9. Hierdie ouetjie kan ek gaan anders skryf as 1 op 3 tot die mag 2 en ons weet mos dit is 1 op 9. Aan die onderkant het ek 'n 2 maal met 3 wat 'n 6 is. Okay, en dan gaan check jy daar in jou calculator in, en dan kry jy 'n baie lelike antwoord van 40 op 27. Jug. Okay, so kom ons kyk na die volgende enetjie. Ek sien hierdie is 'n plus en 'n minus, so ek weet, okay, ek gaan 10 teen 1 'n algemene faktor wil hê. Ek weet ek gaan eers my getalle moet opbreek, my grondtalle moet opbreek, dan gaan ek 'n algemene faktor wil uithaal en 10 teen 1 gaan daar dan iets kan uitkanselleer. Kom ons kyk of dit so werk. So ek het my 2 tot die mag 2x, chill net eers daar uit, hy's klaar 'n priemgetal. My 4 kan ek gaan skryf as 2 tot die mag 2 en dit gaan maal ek tot die mag x plus 1. Aan die onderkant kan ek my 4 gaan skryf as 'n 2 tot die mag 2 en dit alles tot die mag x, so ek los hom net daar, en dan my 2 tot die mag 2x minus 1. Okay, nou wat ons gaan doen, gaan maak asseblief net eers vereenvoudig, gaan maak eers mooi, raak ontslaaf van my hakkies, so ek het 'n 2 tot die mag 2x minus 2 tot die mag 2x, onthou asseblief hierdie 2 maal met daai 1 ook, so plus 2, dit alles bo op 2 tot die mag 2x plus 2 tot die mag 2x minus 1. Okay, so daar was stap 1, gaan skryf hulle as grondtalle. Okay, so laat my grondtalle net ten minste dieselfde is, so nie is eksponente useless. Nou wat jy gaan doen, nou begin ons met die regte stap 1. Ons gaan sê nou, okay, gaan breek die grondtalle op. Hierdie ouetjie gaan ek net eers daar los.
Jy kan hom gaan opbreek as 2 tot die mag x maal met 'n 2 tot die mag x, maar dis wat lekker is van hierdie metode, is ek weet waarheen ek werk. Ek weet ek wil 'n algemene faktor uithaal. En hier kan ek sien, kyk nou net, hulle almal het dit. So ek gaan hom net so los. So as jy weet plus en minus, en jy dink kappels, en jy weet algemene faktor, dan weet jy waarin jy werk. Dan hoef jy nie tyd te mors om 'n klomp goedjies tussenin te doen nie. So ek haal my 2 tot die mag 2x uit, wat oorbly is 1, ons is nog nie by daai nie. OK. So ek gaan skryf my 2 tot die mag So ek gaan skryf my 2 tot die mag 2x minus 2 tot die mag 2x maal met 'n 2 tot die mag 2, onthou ek gaan breek hulle nou mooi op, en dit bo op my 2 tot die mag 2x chill daar uit, plus 2 tot die mag 2x maal met 'n 2 tot die mag minus 1. Nou het ek hulle gaan opbreek. Dit was stap 1. Breek die grondtalle op. Stap 2, soek my algemene faktor. So, my algemene faktor kan ek sien is 'n pragtige 2 tot die mag 2x aan die bokant en aan die onderkant ook. So ons gaan sit hom, ek het 'n 2 tot die mag 2x wat ek 'n algemene faktor uithaal. Wat oorbly is 'n 1 minus 2 tot die mag 2. As jy nie weet waar hierdie 1 vandaan kom nie, en jy is nie gemaklik met faktorisering nie, gaan kyk die video oor faktorisering. Dan aan die onderkant haal ek ook 'n 2 tot die mag 2x uit. Wat oorbly is 'n 1 plus 2 tot die mag minus 1. Boom. En dit is hoe die werk. OK, dan is dit baie maklik. So stap 3 het ek gesê, jy gaan kanselleer uit en vereenvoudig. Boom. Dan sit ek aan die bokant van die lyn, het ek 'n 1 minus 2 tot die mag 2 is 4. En dan aan die onderkant van die lyn het ek 1 plus 2 tot die mag minus 1, kan ek mos gaan skryf as minus 1 op 2. Is 1 op 2 tot die mag minus 1, kan ek mos gaan skryf as 1 op 2. So dan het ek 1 minus 4 is minus 3, bo op 3 op 2. Jy gooi daai in jou calculator in, en dan kry ek 'n pragtige minus 2. OK.